Kom ons bid sommer vir die woord en ons bid vir ons sommer vir ons finansies. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer in die woord vanoggend. Mag ons harte in lyn bring met die woord. Ek bid, Here, dat ons harte voorberei sal wees, Here, vir dit wat U vir ons wil sê. Ek bid, Here, dat ons onsself sal herinner, Here, dit is U wat dit sê in ons harte en daarom sal ons gehoorsaam. Ag, ek bid ook, Here, vir ons finansies. Besef, Here, dat finansies is 'n deel, Here, waar ons gehoorsaamheid uitoefen. Is 'n deel, Here, waar ons kan onsself herinner, Here, dat U is in beheer. En so mag ons konstant ons lewens rig om te kan sê, Here, U is bo alles. In Jesus naam. Amen. Vanoggend gaan ek vinnig net, wil ek met jou twee waarhede deel. Twee belangrike beginsels, ek sou sê, wat jy moet in gedagte hou voordat ons begin met die woord. En beide van hulle is die karakter van God. Die eerste een wat ek en jy moet oor praat, is dat God is soewerein. As ek vir jou sê God is soewerein, dan beteken dit dat God is bo alles. God word nie omkant gevang nie, niks wat gebeur nie, niks nêrens op hierdie aarde nie, niks wat jy doen, niks vang God omkant nie. En in dieselfde asem sê ons dat niks is bo God nie. God is bo alles. God is soewerein. Daai stelling in homself moet jy vashou met alles wat in jou is. Saam met die feit dat ons sê God is soewerein, moet ons ook sê dat God het 'n liefdevolle hart, die hart van 'n Vader, wat my en vir jou innooi in 'n verhouding in met hom. Dis wat ek en jy sien, dat die feit dat God het Jesus gestuur om aan 'n kruis te sterf vir my en vir jou, sodat ons op 'n plek kan kom wat ons in verhouding met hom kan wees. Nou hierdie twee voel partykeer dat as jy hulle reg langs mekaar sit, voel hulle partykeer asof hulle in kontras is, of dat hulle besig is om teen mekaar te veg. En ek wil vir jou sê dat as jy al twee van hulle verstaan binne in hoe hulle moet verstaan word, dan kry ek en jy iets van God se karakter, iets van sy natuur. Want die blote feit is, as ek en jy begin met Romeine, en ons is nou al vir 'n baie lang tyd besig om vers vir vers deur Romeine te gaan, dan besef ons dat as jy besef dat God is soewerein, God is heilig, God staan bo alles, dan lees ons Romeine 1, 2 en 3. En wat Romeine 1, 2 en 3 vir my en vir jou sê, is dat sonder God, sonder Jesus, is daar geen hoop vir my en vir jou nie. Wat beteken, is sonder Jesus, sê die woord, dat daar is 'n tweede dood, of 'n ewige dood wat vir ons voorlê. Dis iets wat niks in ons enigsins wil hê nie. Niemand, jy wil dit nie vir jouself hê nie, jy wil dit ook nie vir mense hê om jou nie. Daar is 'n tweede dood wat kom op grond van die feit dat jy net hierso sit en jy lyk super cute en jy is super afgerond en jy is baie oulik nes jy is. Maar sonder Jesus is daar geen hoop nie. Geen hoop nie. Geen goeie mens op sy beste dag kan vir homself hoop kry nie. En dan kom die liefdevolle Vader en hy stuur vir Jesus, en hierdie Jesus sterf aan 'n kruis en hy vat die volle gewig van jou sondes op homself. En hy vat sy geregtigheid en hy plaas dit bo op jou. Wat beteken, op grond van wat Jesus gedoen het, is ek en jy kinders van God. En hierdie kom net op grond van geloof. Dis my geloof in Jesus wat maak dat hierdie 'n realiteit is. En as jy ernstig worstel met sonde, of jy worstel met die idee van hierdie boosheid in hierdie wêreld, en jy staan gesig reg voor boosheid, en jy vra my, Here, hoe kan U 'n liefdevolle God wees? Of hoe kan God regtig waar soewerein wees, en ek word gekonfronteer met boosheid? En dan sê ek net vir jou, jy moet eers weer gaan lees Openbaring 21 en 22. Want sien, daar is 'n tyd wanneer ons weet dat God is in beheer van alles. En wanneer al hierdie verby is, wanneer hierdie wêreld opgerol word en die ligte afgesit word, dan leef ek en jy in die teenwoordigheid van God. God tabernakel, hy slaan 'n tent op tussen ons. Dis wat gaan gebeur. En so as ek en jy hierdie ding snap, sonder Jesus is ek
niks, ek het niks, ek het nêrens 'n toekoms of 'n hoop om ergens die ewige lewe in te gaan nie. As ons hierdie ding snap, dan lees ons die res van Romeine en hy's konstant besig om ons in te nooi in hierdie verhouding in. Dan nooi hy ons in as kind van God, dat jy aangeneem is, dat omdat Jesus aan die kruis gesterf het en die Heilige Gees binne in jou leef, is daar nou versoening tussen my en God. Wat beteken, ek kan waar ek nou is, in 'n intieme verhouding met God leef. Dis die vaderhart van God, wat hy jou voor innooi. Dis ongelooflik mooi as ons dit sien. En dis vanaf Romeine 4, 5, 6, 7, 8, dis wat hy vir ons sê. Hy leer vir ons dat daar is hierdie intense verhouding wat God met ons wil hê, die skoonmaak, die wasproses, die feit, en dis wat Openbaring vir my ongelooflik mooi gedoen het, is hy praat van dat ons is gewas deur die bloed van die lam. Beteken dat ek en jy het vuil klere aan. En dan gaan jy na die bloed van Jesus toe en jy was jou vuil klere in die bloed van Jesus. En wanneer jy dit uithaal, is dit spierwit. Spierwit vir my en vir jou. Daar lê ons hoop. Dis wat ek en jy aan vashou. En teen die tyd wanneer ek en jy Romeine 8 klaarmaak, dan Romeine 9, Romeine 10, Romeine 11 praat oor God se hart rondom Israel, die Jode, wat daarmee beteken. En teen die tyd wanneer ek en jy by Romeine 12 oopmaak, gaan hy vir my en vir jou sê, hoe leef ek en jy hierdie lewe? Hierdie lewe wat Christus vir jou gewen het, hierdie ene wat hy vir jou gebring het, dit wat hy vir jou gee, hierdie geskenk van hierdie nuwe lewe, saam met Christus, hoe lyk hierdie lewe vandag vir my en vir jou? En kon ek vir jou sê, sy primêre fokus van wat hy vir ons sê in Romeine 12 vorentoe, deel met ons harte. Want sien, hier is wat gebeur het. In Romeine 1, 2 en 3 sê hy vir jou dat jy in jou wese is jy korrup, jy is in jou wese goddeloos, en jy is in jou wese in jou glorie in. Dis wat hy vir jou sê. Jy is tickets sonder Jesus. En dan kom Jesus en hy red jou, en as hy jou gered het, deel hy met jou hart. Hoekom? Want hy wil jou so heilig maak, soos wat hy heilig is. En as ek en jy vanoggend ons prentjie van God net reg sit, dat God is nie 'n byproduct nie, dis nie 'n ding wat ek bysit aan my lewe nie, God is nie net 'n ding wat ek doen op 'n Sondag nie, dit is nie net 'n ding wat ek sê dat ek is 'n Christen, want dit is weird om iets anders te wees nie, dis nie waar die Here inpas nie. God is alles vir my, hy is soewerein, en hy is 'n liefdevolle Vader, en as ek en jy hierdie beginsel snap, dan lees ons Romeine 12, en hy nooi ons in, en hy sê, jy leef net vir God se applous, en vir sy goedkeuring. Wat beteken, wanneer ek en jy hier uitstap by die kerk, en jy jou vroom gesiggie afhaal, en gaan bære either in die kabiel, of in jou kas, of in jou vanity case, en jy stap by die werk in, dan leef ons vir die applous en die goedkeuring voor God. En ons het daai Latynse term gebruik, coram Deo, leef voor die aangesig van God. Dis waarvoor ek en jy ingenooi word. En dan kom hy, dan praat hy van hierdie wêreld, hierdie chaos om ons, gaan wil hê jy moet dink op 'n sekere manier, moet leef op 'n sekere manier, en ons gaan moet alles in ons veg teen daai. Ons gaan moet worstel met sonde, ons gaan moet worstel met hierdie boosheid, want ek en jy moet leef vir God se applous en sy goedkeuring. En deel van hierdie leef vir sy goedkeuring en sy applous alleen, nooi hy ons in om mense lief te hê. So, en dan praat hy van 'n egtheid. Moenie net voorgee dat jy mense lief hê nie, maar jy moet in jou wese mense lief hê. En dan het ons gepraat van hoe lyk hierdie lief hê met medegelowiges, en met medegelowiges het ons 'n hele lang tyd gestop en net gepraat oor gawes, want hier is die groot ding, God het binne in jou sekere gawes gesit, en hierdie doel van hierdie gawes is sodat die liggaam van God beter en sterker kan wees op grond van wat hy binne in jou gesit het. En toe het ons bietjie gaan gesels oor die algemeen, selfs vir die mense soos hierdie ouens by Eden, ouens wat niks het nie, ouens wat verstote is, mense wat al
soveel shots gevat het deur die lewe. Hoe kan ek en jy liefde wys vir hulle? En toe het ons laasweek gepraat oor selfs jou vyande. Wie was laasweek hier gewees? Net gou vinnig hande op. Ek het julle gewaarsku, moenie kom vandag hier. Vandag is die Sondag wat jy verskoning kon gehad het. Daar was gister 'n derby. Dit was moeilik. Kon nie opstaan nie. Maar ons het laasweek toe gesels ons 'n bietjie oor 'n diep liefde vir jou vyand, vir daai Goliat. En hoe dit lyk dat God ons challenge om selfs in die moeilikste tye 'n liefde te hê vir hierdie mense. En in daai konteks vat hy vir ons en dan is daar so 3 verse wat ons voortande uitslaan. En ek lees dit vir jou, Romeine 12 vers 18 en vers 19 en dan gaan ons oorspring na vers 21 toe. So Romeine 12 vers 18, doen julle uiterste bes om in vrede te leef met alle mense. Moenie wraak neem nie, geliefdes in die Here, los dit oor aan die Here om mense te straf. Hoor mooi, ek en jy is nie die wat wraak neem nie. As iets aan jou gedoen word, is ons nie dies wat wraak neem nie. Ons is nie dies wat in opstand kom en staan en veg vir dit nie. En dan eindig hy vir ons vers 21 en hy sê vir ons die volgende, hy sê, moenie dit wat sleg is wen in jou lewe nie. Wen dit wat sleg is deur goed te doen. So hy kom vir ons en hy praat oor hierdie vyand in jou lewe, en ons het gebruik die voorbeeld van 'n Goliat, die ou wat kom en jou lewe vernietig, om te kan sê, hoe kan ek en jy hierdie ding hanteer? En net wanneer hy vir my en vir jou sê, moenie wraak neem nie, moenie toelaat dat die boosheid hier in jou hart begin groei nie, begin ons Romeine 13 vers 1 en hy sê, laat elke mens onderdanig wees aan die gesaghebbers wat oor hom aangestel is, want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie, en die wat daar wel is deur God ingestel. So kom ons definieer net gou vinnig gesagshebbers, ouens wat aangestel is in gesag bo jou. Nou John Bevere het 'n verskriklike goeie reeks. Dit gaan oor undercover en nou as jy ergens te sukkel of worstel met hierdie gaan doen dit. Dis gratis op sy Messenger X app. Maar hierso is sy kategorieë. Hy breek gesagshebbers af in die volgende kategorieë. Nommer 1 op as familie. Nou as ek en jy praat van dis die eerste plek wat jy leer wat is gesag. En dit is deur jou ouers. Jy word groot en jou ouers is die wat gesag uitoefen oor jou. Nou, jy kan nou my met klippe gooi of nou nie wil gooi nie, is 'n hele lang gesprek, maar binne in 'n huwelik sit God die man as die gesag bo sy vrou. Nou hoe daai lyk, daai is 'n gesprek wat ons kan hê, maar die blote feit is binne in die gesinsstruktuur weet ons dat God sit gesag in plek. En so as hy praat van dat ek en jy moet onderdanig wees aan gesag, binne in die gesin is daar 'n sekere gesag wat gevolg moet word. Die tweede kategorie wat John Bevere van praat is jou sosiale gesag wat hy oor praat. Nou hierso beleef jy dit die eerste keer wanneer jy skool toe gaan. So ons praat nou van die onderwysers onder wie jy was. Ons praat nou van, as jy nou by die werk is, jou baas vir wie jy werk, of selfs vir die persoon wat jy nie noodwendig jou baas is nie, maar 'n manager is, wat jy onder moet werk. Hierdie ouens is ouens wat gesag uitoefen. En dan is daar sekere instansies wat mense in plek sit, wat gesag uitoefen oor daai area. Nou, vir al ons ouens wat eienaars is van jou eie maatskappy. Jy staan dalk binne in jou maatskappy as die hoogste gesag, maar die oomblik wanneer jy 'n tree uitneem buitekant toe, is jy nie meer die hoogste gesag nie. Want as jy by die game sentrum stop, of jy by die mall stop, en 'n security guard sê vir jou, jy mag nie hier stop nie, dan is hy gesag bo jou aangestel. Jy is 'n 0 op 'n kontrak, hy het gesag bo jou. Hy mag dit vir jou sê, jy kan jouself wip in 'n krul, jy is meer as welkom, jy kan dink, hoe durf jy met my praat? Weet jy wie is ek? En ek sê vir jou, hy is gesag aangestel bo jou. So met ander woorde, as ons praat van gesag in 'n sosiale omgewing, praat ons van
skool, ons praat van werk, ons praat van buitekant, wanneer jy die plekke betree wat jy sosiaal sal op begin beweeg. Die volgende area wat ek vir jou gaan opsit, hierdie gaan spesifiek vir my en vir jou oor kerkgesag. Met ander woorde, binne in lighuis, nou gaan ek sê die hoogste gesag is die bestuur en dan gaan daar van julle wees, hoe is die Here nie die hoogste gesag nie? Hou op nou, stop. Okay, ek weet die Here is gesag bo alles. Dis nie waar ons praat nie, die hoogste menslike gesag binne in hierdie gemeente is ons bestuursraad en die bestuursraad se klomp mense wat maandeliks bymekaar kom en elke faset van hierdie gemeente help bestuur oor wat om die beste te doen. Onder die bestuur het ons 'n leierskap hiërargie wat beteken dat daar is mense wat aangestel is in sekere poste oor sekere situasies en hierdie ouens het spesifieke rolle en funksies. En so vanuit hierdie hiërargie struktuur is daar ouens byvoorbeeld wat vir gasvryheid werk en hulle is volonteërs. Hulle was soos jy ook iemand wat net hier kom sit het en nou word hulle gesit voor die deur en nou sê hulle vir jou meneer as jy later staan jy agter. Weet jy wie is ek? Hulle is gesag aangestel bo jou. Wat beteken is ons moet verstaan dat binne in die kerk is daar sekere vlakke van gesag. En dan boonbehalwe dit, is dit daai een pyn in jou sy en hierdie is die vierde kategorie, ons liewe lawwe regering. Die gesag wat ons niemand baie van hou nie. En onthou as ons nou praat van die regering, dan praat ons van ons president en al sy volle nuusberigte wat ons so diep liefde voor het. Ons het ons president en hy is gesag. Ons praat van die polisie wat baie gretig is om jou te help as jy by die polisiestasie is. Ons praat van ons beste maat meneer SARS wat hou daarvan om elke maand 'n salaris by jou te kom haal. Dis wie ons van praat. Ons praat van die regering is gesagshebbers. Dis ouens wat gesag het en hierdie gesag word uitgeoefen. Nou, binne in die konteks van Romeine 13 praat hy primêr van die vierde kategorie. So, alhoewel ek en jy die eerste 3 kategorieë kan ingaan lees en ons kan ander verse gebruik om hierdie vir jou te kan vasmaak, die primêre funksie van Romeine 13 praat van ons regering wat as gesagshebbers, gesags bo ons aangestel is. En ek dink dit is crucial om daai te verstaan. Maar nou weet ek en jy het 'n natuurlike rebellie in ons hart wat gebeur rondom hierdie. Want onthou, dit was nog nooit lekker om gesag bo jou aan te hê nie. En weer eens, ek sit met tiny kinders by my en ek weet om dissipline te hoor en te beleef is nie lekker nie. Dis wanneer ek sê, maak nou skoon, wanneer ons plat gaan lê op die grond en alles in ons wil nie nou skoon maak nie. Dis wat gebeur en of jy vir die eerste keer gesag beleef het in 'n huis en dit was ongesond gewees, het jy dalk vir die eerste keer het daar iets gebreek rondom pa wat gesag moet wees of ma wat gesag moet wees. En ernstig het jy geworstel teen gesag of dalk het jy skool toe gegaan en jy was daar in 'n situasie gewees wat gesag iets aan jou gedoen het. Wat gemaak het dat dit nie lekker is nie. Of dalk was jy al in 'n kerkkonteks gewees wat gesag nie reg uitgeoefen is nie. Of dalk by die werk of waar ook al dit kan wees. Ons het sekere areas waarin jy beweeg het en gesag was nie noodwendig reg bestuur nie of reg uitgeoefen nie. En so dit kweek hierdie rebellie wat op ons staan om te veg teen gesag. Nou daar is party mense wat oor die algemeen, julle is die droommense om, as jy gaan werk vir 'n baas, jy is amazing. Jy doen altyd alles, jy sê altyd alles het reg, jy's amazing. Die res van ons is kriminele. Ons hou net nie daarvan om onder gesag te wees nie. En nou kom Romeine 13 en hy begin vir ons vers 1 en hy maak hierdie stelling en hy sê, laat elke mens onderdanig wees aan die gesagshebbers wat oor hom aangestel is, want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie. Security guard, gasvryheid, president, geen gesag wat nie van God afkomstig is nie. En die wat daar wel is deur God ingestel. Rof. Dis
Dis een van daai tipe goeders wat ek en jy aandink en ons besef dis nie lekker om te hoor nie. En onthou, rebellie teenoor gesag kom al van Genesis 3 af. Wat het gebeur in Genesis 3? Genesis 1, Genesis 2, God skep, God gee opdrag. Stoute kabouters, moenie eet nie. En toe wat doen stoute kabouters? Stouters eet. En wat gebeur is, daar is 'n rebellie, daar is 'n ons het dan gedink ons word ingedoen. En hoe ook al jy rebellie teenoor gesag wil justify in jou eie hart. Dis as ek ongehoorsaam is teenoor God. En so in Adam en Eva, as hulle ongehoorsaam, hierdie rebellie maak dat hulle ongehoorsaam is en dan die uiteinde daarvan, en as jy later dit wil lees of jy nou soontoe wil blaai, Genesis 3:22. Toe sê die Here God, kyk, die mens het soos een van ons geword deur goed en kwaad te ken. Nou moet hy nie meer sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en vir altyd bly lewe nie. Daar is nou korruptheid in ons harte om nou vir ewig te bly lewe, sal vir mens 'n probleem wees. En die Here God het vir hom toe weggestuur uit die tuin van Eden om die grond waaruit hy geneem is te gaan bewerk. En hy het die mens uitgedryf en aan die ooste kant van die tuin van Eden gerubs laat woon met 'n swaard wat vlam en flikker en heen en weer beweeg om die pad na die boom van die lewe te bewaak. En so nou het jy die idee, mens is ongehoorsaam, mens word uitgesit, bewerk hierdie wêreld. Daar's 'n hele lang lys wat gebeur het saam met hierdie goeters en julle sal dorings en julle sal dussels beleef en dit sal sweet wees en geboorte sal seer wees en al hierdie goeters het saam gegaan en hulle word uitgesit en daar word bewaak. Jy weet, of engele, hy sê basies gerubs staan daarso en hulle, die doel van hierdie is spesifiek om op 'n plek te kom, seker te maak niemand kom naby hierdie boom nie. Okay, so dis wat ons daar so sien. Nou, as ek en jy dink aan rebellie begin by Adam en Eva, en ons dink aan hoe die ding al sy lewe uitgespeel het, die volgende primêre voorbeeld wat ons kan nog gaan kyk, is die Jode, God se volk, die Israeliete. Nou, dis altyd interessant om te weet, daar is so 'n vers in Johannes 8, jy kan sommer saam met my soontoe blaai, Johannes 8. Johannes 8 vers 31, is 'n gedeelte wat baie vreemd is, want as jy dink aan die geskiedenis van die Jode of van die Israeliete, is hierdie 'n baie vreemde stelling. Jesus is besig om met hierdie Jode te praat wat nou begin Jesus volg het, en hy sê vir ons, Johannes 8 vers 31, en hy sê, toe hy sê Jesus vir die Jode wat in hom geglo het, het hy gesê, as julle in my woorde bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. En hulle het hom geantwoord, ons is die geslag van Abraham, en ons was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Nou, iewers het hierdie ouens hulle geskiedenis vergeet. Want jy het Adam en Eva, en dan begin ons Genesis storie, onthou hy volg eers ons 4 primêre groot ouens, begin eers met 4 gebeure. Dit is die vorming van die aarde, die val van die aarde, dis die vloed en dan is dit die woorde, toring van Babylon. Dis die 4 groot gebeure. Dan volg hy Abraham, Isak, Jakob en dan Josef. En dan die einde van Josef se storie. Josef se storie eindig in Egipte. Die boeties kom almal daarso saam met pappa, julle kom bly in Egipte want dit was amazing. Josef was tweede in beheer van Egipte. En dan lees jy vanaf Genesis 50, as jy een blaai omgaan, Exodus is dit 400 jaar later. En hier is die Jode in slawerny in Egipte. Nou hier maak hulle die stelling, hulle sê ons was nog nooit slawe gewees nie. Dink hulle het vergeet van Egipte. En in Egipte beleef jy iets, hierdie ouens leef in slawerny. Nou sien ons die storie afspeel, ons ken die storie van Moses kom maar aan, God besluit, hy rol uit, God vanuit Moses en wat daar gebeur, rol hy 10 plaae uit. En op die 7de plaag, maak God 'n stelling in Exodus 9. En die stelling is soos dit, en hy sê, Farao, vir hierdie rede, het ek jou maak staande bly, sodat die wêreld my gesag sal sien. Met ander woorde, selfs die gesag wat bo die Jode was, of bo die Israeliete was, in Egipte, was aangestel deur God, en die doel van hierdie gesag
is Farao, mag jy staande bly, sodat die wêreld my goedheid kan sien. Farao in sy wese was nie goeie autoriteit gewees nie, was nie goeie gesag nie. Hy het hierdie mense as slawe laat werk en tog was hy aangestel deur God. Teen die tyd wat hierdie ouens uitkom, kom hulle uit Exodus uit, hulle is daar so deur in die nuwe beloofde land in, van hulle uit, hulle eerste leier was Joshua gewees. Na Joshua dood is daar nooit regtig 'n goeie leier wat opstaan nie, ons het al hierdie klomp verskillende rigters wat opstaan, en uiteindelik het hulle vir Samuel, en hulle sê vir Samuel, asseblief ons kort 'n koning. Stel aan eerste koning, wie was die eerste koning gewees? Koning Saul. Na koning Saul gee hy oor vir Dawid gee oor vir Salomo gee oor vir sy seun Rehabeam. En in hierdie gedeelte het jy die hele nasie van Israel, en die Rehabeam mors so groot op, dat die hele nasie sê, maar ons is nou klaar. 10 stamme split af, en hulle staan bekend as Israel. Die onderste 2 ouens, Benjamin en Juda, staan bekend as Juda. Daar is 'n groot geveg rondom dit, maar dis wat gebeur. Daar was 'n opsplit, boonste ouens kry hulle eie stel konings, onderste ouens kry hulle stel eie konings. Dan hierdie boonste 10 stamme, Israel, wat ons nou ken as Israel, of die verlore 10 stamme van Israel. In daai 10 stamme het hulle nooit een goeie koning nie. Nooit een goeie koning nie. Maar hulle is in hulle wese boos. Hierdie ouens is brutal. En dan rig God 'n nasie op. En jy lees eintlik nogals wat sê hy vir hierdie nasie. Jesaja 10 vers 5. Wee Assyria, die stok van my toorn. Assyria, die stok van my toorn. Ek gaan my kinders buks. En die stok wat ek gebruik is Assyria. Assyria kom van bo af en hulle bring vernietiging deur Israel. Die doel van Assyria was, hulle kom en hulle vat mense en hulle neem hulle in ballingskap. Maar Assyria se strategie was, ons versprei hierdie ouens reg oor hierdie wêreld. En so daar was hierdie familie was soontoe gevat en daai familie was soontoe gevat en hierdie ouens was soontoe gevat en skielik is hulle reg oor die wêreld gevat. Maar wat gebeur? God rig 'n goddelose nasie op en hy sê, julle is my stok. En hy gebruik dit om sy nasie pak slaag te gee. Assyria staan op. 'n Paar jaar later kom die onderste ouens en hulle leef ook goddeloos. En toe rig die Here nog iemand op om vir hulle pak slaag te gee. Kan julle onthou wie is dit? Nebukadneser onder Babylon. En hy maak hierdie stelling, Jeremia 27 vers 6. En nou het ek self al hierdie lande oorgegee in die hand van Nebukadneser, die koning van Babylonië, my dienskneg. Ja, ek het selfs die wilde diere aan hom gegee om aan hom onderdanig te wees. So nou kom dit, die onderste ouens is goddeloos. En hier rig God 'n regering op. En hy gebruik vir Nebukadneser om ballingskap uit te oefen oor Juda. En hier vat hierdie ouens, vat hulle almal Babylon toe, en ons ken die storie van Daniel en wat met Daniel hulle alles gebeur het. En daai is die hele storie. Nou weet ons, nadat hy klaar is, onthou binne in hierdie storie van Nebukadneser, gebeur daar amazing goeders. Daniel het 'n profesie, en die profesie gebeur eintlik vanuit, het begin eers met droom wat Nebukadneser gehad het. En hierdie droom gaan oor 'n kop van goud, skouers en arms van silwer, en so gaan dit af. En toe praat Daniel oor wat hy sien en wat hy beleef. En hy praat van die verskillende koninkryke, en tussen daai en die drome wat gaan volg op Daniel, gee God aan Daniel die antwoord oor wie gaan die koninkryke wees wat gaan regeer. Dit begin met Nebukadneser, Babylon, gevolg deur Medo-Persië. So Medo-Persië is die ouens onder wie Daniel in die leeukuil gegooi word. Julle onthou daai storie. So binne in dit het jy Nebukadneser se storie, gevolg deur Babylon, en na hulle sê hy kom die Grieke. En nou die Grieke vanaf die profesie van Daniel af kom 200 jaar later. Net so in lyn soos wat dit is met Daniel se storie. Maar wat nogals amazing is, die oomblik toe hy gepraat het, nou op 'n stadium nou maak, is dit Jesaja maak die stelling.
150 jaar voor Medo-Persië oopvat, maak Jesaja die volgende profesie. Ek lees dit vir jou. Hy sê, Jesaja 44 vers 28, hy sê, die een wat oor Kores sê, hy is my herder en alles wat ek wil sal hy uitvoer. Deur oor Jerusalem te sê, sy sal herbou word en die tempel, sy fondament sal gelê word. Die Israeliete, Juda, is in Babylon. Hulle is daar vir 70 jaar. Voor daai 70 jaar verby is, daai 70 jaar eindig, 150 jaar voor dit, maak Jesaja hierdie stelling oor Kores, wat sal sê, hulle sal teruggaan en gaan herbou, die tempel herbou en die fondament in plek sit. Sê hy hierso. 150 jaar later, nee, ek lieg, so kom ons sê 70, 80 jaar later, kom Nebukadneser, hy neem hierdie ouens in ballingskap in, 70 jaar bly hulle in Babylon. Toe hulle klaar is hierso, teen hierdie punt toe, het Medo-Persië oorgevat. Weet julle wie is die ou wat in charge se naam is? Sy naam is Kores. En hierdie Kores hoor, hey, wat moet ek doen? Ek moet hierdie ouens terugstuur. Boys, gaan terug, gaan herbou julle tempel. En hy vervul 'n profesie wat 150 jaar voor dit uitgesit is. In hierdie tyd het Daniël 'n profesie oor die Grieke wat gaan oorvat, 220 jaar later, en hy praat oor Alexander, wat so gaan vernietiging bring. God sit regerings in plek. God sit regerings in plek. God het ingestel. Dis wat ons sien. Teen die tyd, wanneer Alexander dood is, val Juda, wat ons nou ken, die Israeliete of die Jode waar hulle is, val hulle in hierdie worstelstryd tussen die Seleucids en die Ptolemaic Empire. En dis konstante gefaitery. En een van hierdie ouens wat daar opstaan, die ou se naam is Antiochus. Hierdie ou is brutal gewees. Hy is die ou wat instap in die tempel in en hy slag 'n vark. En hy sê, buig. En vir almal wat nie wil buig nie, maak hy dood. En toe besluit die Jode, ons is nou keelvol. En hulle kom in opstand, rebellie, want dis gesag en ons hou nie van hierdie gesag nie. En hulle begin veg. En hierso is wat ons die Maccabean revolt ken, is die Maccabees wat veg in hierdie proses. En ons konstant hierdie geworstel. En uiteindelik kry hierdie ouens vir hulle vryheid, independence. Die Grieke gaan ons uitlos, die Seleucids, want hulle het opgebreek, die Grieke het opgebreek in die 4 empires in, Seleucids en die Ptolemaic Empire wat gefight het. Maar hierso kom hulle en die eerste keer kry die Jode weer vryheid, independence, ons is fine. En toe kom die Romeine. En die Romeine bring vernietiging. En teen die tyd wanneer ek en jy die Nuwe Testament oopmaak, lees ons van Herodes. En jy ken die storie van Herodes wat gehoor het, daar is 'n koning wat gebore word, en wat is sy opdrag? Maak al die baba seuns dood. Sonder dat enigiemand hom stop, sonder dat enigiets aan hom gekeer word, maak al die baba seuns dood. Wat gebeur? Regerings wat in plek was. Hierdie is dieselfde ou wat sy vrou doodgemaak het, en sy skoonma doodgemaak het, en 3 van sy seuns doodgemaak het. Dat die keiser Augustus het gesê, dit is veiliger om 'n vark te wees in Herodes se huis, as om een van sy kinders te wees. Herodes was 'n brutal ou gewees. Dit was die regering wat begin het, toe jy Jesus se storie oopmaak. Teen die tyd toe Herodes dood is, toe staan die Jode op in rebellie. En hulle sê, nou gaan ons veg. Toe kruisig Rome 2000 Jode. En sit hulle op en hulle los hulle op. As 'n teken van hierdie is wat gebeur as jy teen gesag opstaan. Dit was die regerings onder wie die ouens geskryf het. Teen die tyd wanneer ek en jy Paulus lees, Romeine 13, wanneer jy 1 Petrus 2 lees, wanneer Petrus praat van dat ek en jy onderdanig moet wees aan gesag, praat hulle van die ou met die naam Nero. Nou Nero was 'n ou gewees wat aan die begin het dit goed gegaan, en toe eventually toe kom hierdie ou agter, hoorie, maar elke keiser wil sy vinger afdruk sodat Rome geken word aan hom, en hy wou toe Rome oorbou. En sy manier om dit te doen, is hy brand 'n groot deel van Rome af. En hy blameer dit op die Christene, en van daar af draai Rome en hulle begin jaag agter Christene aan. Dat hulle Christene vang, dan sit hulle diervelle om hom, om 'n Christen, en jaag hom in 'n veld in, en dan laat los hulle hongerhonde om haar ou net te gaan verskree, net uit die plesier wat dit gaan bring om te kyk aan haar.
dat as Nero op 'n plek kom, dan het hulle die aand verlig met kaggels. Maar die kaggels was Christene gewees op pale wat hulle aan die brand gesteek het en geskree het, en dit was hoe hulle partytjies verlig het vir Nero. Hierdie was die ouens onder wie hulle was, hierdie einste Paulus wat praat oor wees onderdanig aan hierdie gesagshebbers, het sy kop verloor onder Nero. Petrus was gekruisig gewees onder Nero. Teen die tyd wanneer ek en jy Openbaring lees, skryf Johannes onder die ou met die naam Domitianus. En Domitianus, hierdie ou se doel was, hy het keiseraanbidding laat wild loop. So as jy nie die keiser aanbid het nie, kon jy nie gekoop of verkoop het in daai tydperk nie. Jou besigheid het toegemaak, jy het krepeer van honger op grond van daai. En so kan jy regering, na persoon opnoem van ouens wat brutal was. En hierdie Jode en die Christene en almal wat onder hierdie moes geleef het. En die Jode kom in opstand. Die Jode traai veg, elke nou en dan steek hulle koppe uit, dan traai hulle veg teen hierdie ouens. En dan verloor hulle terribly. En dan skryf Paulus vir my en vir jou, Romeine 13. En sê Romeine 13, wanneer hy vir my en jou dit juist skryf, want sê hy vir ons die volgende. Almal moet respek hê vir hulle menslike owerhede. Almal moet hulle self aan die owerhede se gesag onderwerp. Alle gesag kom van God af. En of dit was Kores, en of dit was Farao, en of dit was Nebukadneser, maak nie saak wie dit is nie, alle gesag kom van God af. Hoekom? Want God is soewerein. God staan bo alles. En as jy dink, dit maak God boos, is dit omdat jy nie sy vaderhart ken, enigsins nie. Maar God staan bo alles. Alle gesag kom van God af en alle gesagsinstellings is deur God daar gestel. Mense wat hulle gesag uitdaag, staan in die pad van die orde wat God self aangestel het en diegene wat dit uitdaag is besig om straf vir hulle self bymekaar te maak. Hoor die waarskuwing. Nie net sê hy vir jou jy moet onderdanig wees nie, maar as jy in opstand kom, is jy besig om vir jouself straf bymekaar te maak van God se kant af. Jy gesê bly by die huis, jy wou nie. Hier is wat die groot ding is, wat ek en jy moet verstaan. Hy kom vir ons in hoofstuk 12, en hy sê, moenie wraak neem nie. Moenie wraak neem nie, leef in vrede. Moenie toelaat dat die sleg oorweldig in jou lewe nie. En dan kan ek en jy gaan kyk wat aangaan in ons land. En jy gaan vra jouself, wat gebeur in jou hart? Is jy lus om onderdanig te wees teenoor ons regering? As hierdie ouens korrup is en hulle steel en hulle vat soveel as dit hulle is jy lus om dan te sê ek wil eerlik wees? Ek wil my beste doen. Is dit wat gebeur in jou hart? Of is daar 'n opstand wat kom teen jou? Om te kan sê hulle skep, ek sal ook skep. Hulle steel, ek sal ook steel. Wat gebeur in ons hart? Want hier kom Paulus en hy nooi ons in 'n plek wat ver meer korrup is as wat ek en jy inleef. Wat ver meer brutal is as wat ek en jy leef. En hy sê vir ons, wees onderdanig, want as jy nie onderdanig is nie, dan is jy besig om jouself in die plek te sit vir God se straf wat oor jou gaan kom. Dan sê hy die volgende vers 3, mense wat reg doen, hoef nie bang te wees vir die owerhede nie. Mense wat kwaad doen, moenie bang wees. Mense wat kwaad doen, moet bang wees. As jy self vir die owerhede wil bang wees nie, moet jy dan doen wat reg is, dan sal hulle jou prys. Nou, ek weet nou nie of ons regering jou 'n high five gaan gee, omdat jy jou belasting betaal nie, maar ek kan vir jou sê, hoeveel stories het ek al gehoor van mense wat, wanneer SARS kom klop, en hy tref jou met 'n 100,000 rand rekening. Oh, hoe geskok is ons dan? Nee? Sien, wanneer ek en jy dit nie doen wat reg is nie, dan kan jy lig loop. Maar wanneer ek en jy leef, sê hy vir ons, loop en doen reg. Doen wat reg is, en jy het geen vrees in jou hart
enigsins wat gebeur nie. Daar is nie 'n garantie dat jy nie in die moeilikheid gaan kom nie, maar solank as wat jy reg leef, is jy die beste kans om in vryheid te kan leef. Dan gaan hy aan, vers 4. Want hulle is God se dienskneg, wat ook julle belange in ag moet neem. Hy het hulle aangestel om te sorg dat dit wat goed en reg is, gebeur, ook wat jou betref. Maar as jy verkeerd doen, dan moet jy bang wees vir hulle. Hulle dra nie verniet 'n swaard nie. Hier kom hy maak die stelling en hy sê die doel, die funksie van die regering, is om te doen wat goed en reg is. Nou as hulle nie doen wat goed en reg is nie, kan ek en jy nie enige iets doen daaraan nie. Voor wie moet hulle rekenskap gee? Daar is die ding wat ek en jy moet verstaan, en dis wat ons laasweek gesê het. Die rede dat ons nie wraak kan neem nie, is want die wraak behoort aan God. Hy wat soewerein is, gaan elke liewe ou wat geregeer het, voor hom oproep en sê jy moes gedoen het wat reg en goed is. Hoekom het jy dit nie gedoen nie? En God sal sy straf uitdeel oor daai persoon. Want God is regverdig. Hoor mooi, elke ou wat in regering is en nie doen wat hulle moet doen nie, gaan voor God staan. En aan God alleen behoort die oordeel. Ek en jy kan nie oordeel in ons hande opneem oor wat ons sien en wat ons beleef nie. Dis wat Romeine konstant vir ons besig is om te vertel. Bring onsself in lyn met God is soewerein. Hy is die een wat in beheer is. En dan kom hy sê hulle dra nie verniet die swaard nie. Terug na Genesis 3 toe. Genesis 3 word Adam en Eva uit die tuin uitgesit en hierso staan engel. Dit is 'n vuur swaard wat hy besig is om te swaai. Van daai punt af, reg deur tot in Openbaring toe, word 'n swaard 'n simbool, spesifiek swaard met die vuur. Gaan lees bietjie Openbaring oor die oordeel van God. Jy sien Jesus as die prentjie in Openbaring is die een met die swaard van vuur wat by sy mond uitkom. Teen die tyd wanneer jy Openbaring 19 uitkom, is dit die ene met die swaard en die vuur wat die oordeel oor die nasies bring. Die een met die swaard bring oordeel. Die regering het die mag vanaf God om oordeel te bring op aarde. As jy steel, kan hulle jou in die tronk gooi. As jy doodmaak, kan hulle jou in die tronk gooi. Binne in hulle kapasiteit het God vir hulle die autoriteit gegee om dit wat reg is en dit wat goed is uit te beweeg, uit te rol. Dis wat God in plek gesit het vir autoriteit. Of hulle dit reg doen, daarvoor gaan hulle voor God rekenskap gee. Maar ek en jy, wanneer dit kom by my hart teenoor hulle, dan sê hy vir ons spesifiek dat ek en jy moet niks verkeerd doen nie. Dan sê hy, hulle is ook God se dienskneg. Hulle moet hier op aarde sorg dat elkeen wat slegte doen gestraf word. Hulle moet sorg dat elkeen wat sleg doen gestraf gaan word. Dis die funksie van hulle, of hulle dit doen of nie, tussen hulle en God. Vers 5. Jy moet die owerhede respekteer. Hier is 'n hartsmotief. Daar's een ding om aan die buitekant te kan doen wat jy moet doen. Respek lê in jou hart, nie in jou dade nie. Jy moet respekteer. Jy moenie hulle respekteer vir wat hulle doen nie. Respekteer die autoriteit wat God op hulle geplaas het. Stel jouself onder hulle gesag. Moet dit nie net doen omdat jy bang is vir hulle straf nie. Nee, doen dit omdat jy weet dit is die regte ding om te doen. Doen dit omdat dit is deel van jou beginsels. Hy nooi ons hier in en hy sê vir ons, hier is 'n voorbeeld van klomp ouens wat ons kan sien onder slegte regerings geleef het. Regdeur van Farao, Assirië, Babylon, Mede-Perse, die Grieke, al hierdie ouens het geleef onder hierdie ouens. Die Jode het in opstand gekom. Hier kom Paulus en hy sê, ons Christene, respekteer hulle. Doen wat goed is. Onthou, laasweek toe ons gepraat het van as jy vervolg word, wanneer 'n persoon jou wil vernietig, wat moet jy doen? Hoe reageer ons? Jy neem nie wraak nie, nee, jy seën hulle. Dis wat hy van ons verwag. So met ander woorde, nie net is ek en jy besig om nie teen die regering te gaan nie, maar ons seën hulle. Dan sê hy vers 6,
Daarom vermy jou belasting, want hulle maak nie die potholes reg nie. Daarom los jou betaling aan hulle, want hulle tel nie die swart sakke in tyd op nie. Dis wat vers 6 sê. Dan gaan hy aan. Is dit wat hy sê? Nee. Daarom betaal jy jou belasting. Opdrag. Betaal jou belasting. Ook hier tree oor die owerhede op as diensknegte van die Here. Hieraan spandeer hulle tyd. Betaal aan almal wat dit aan hulle verskuldig is. Betaal belasting aan die wat belasting vra. Betaal heffings aan die wat heffings vra. Bewys respek aan die wat respek vra. Gee eer aan die wat eer vereis. Dit is moeilik, want hierdie praat nie net met aksie, hy praat met hart. Want dink jy aan Sadrag, Mesig en Abednego, en toe die koning reg is om hulle in hierdie vuuroond te gooi, hy sê, buig julle voor my, of julle gaan vuuroond, hulle sê, o koning, absolute respek in hulle hart, o koning, ons kan nie. Dis wat gebeur is, daar moet 'n respek in ons hart wees, daar moet 'n eer in jou hart wees, en al kan jy dit nie doen vir wat hulle gedoen het nie, dan eer jy hulle vir die autoriteit wat God in plek gesit het. Want hoor mooi, God is soewerein, hy is nie omkant gevang deur wie ons president is nie. Hy is nie omkant gevang deur wat ons volgende president gaan wees nie. Hy is nie omkant gevang deur wat in hierdie wêreld gebeur nie. God is soewerein, en as God soewerein is, en hy sê, wees respekvol en eerbiedig teenoor die wat gesag uitoefen oor ons, dan sê ons nie vir mense nie, maar vir God, ja baas. Ja Here. Ja Here. En volgende keer gesels ons dalk weer oor die liefde van God se Vaderhart, want hier is die belangrike ding, is hy nooi ons om heiliger te wees. Hy nooi ons om in verhouding te wees. En wanneer ek en jy eerbiedig is, en wanneer ons gesag respekteer, dan doen ons dit teenoor God. Ek kyk verby Goliat, en ek sien God raak. Dis wat ons doen. En as ek en jy dink aan hierdie vers, dan dink ons aan Petrus en Paulus, skryf hierdie goed. En beide van hulle verloor hulle lewens vir die regerings onder wie hulle hierdie geskryf het. Beide van hulle gee hulle lewens op teen hierdie regerings. Moenie toelaat om te dink dat jy is anderste, jy hoef dit nie te doen nie. Solank as dit ek en jy glo God is soewerein en God het 'n liefdevolle hart, maak dit dalk nie sin nie. Ons is net gehoorsaam. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om Romeine 13 te kan lees. En so ek bid, Here, dat ons net in ons hele wese net sal sê, Here, mag ons met alles wat in ons is gehoorsaam wees. In Jesus naam. Amen.